Sê nou eers vanaf vir my, sê dit bly om te wees. Yes. Lekker om in die huis van die Here te wees. Die beste plek om te wees. Amen. Kom ons lê die oor met ons saam. Ja, Here Jesus, wat 'n voorreg om weer in die huis by mekaar te kan kom. Wat 'n voorreg is dit om U te kan aanbid. En om nog vryheid te kan hê om U te aanbid. Dankie vir U liefde en genade vir ons. Dankie dat U behaag met ons en dat U met ons praat. Ek vra dat U die woord sal seën wat uitgaan en dat ons sal leer en sal luister tot dit wat U vir ons sê. Dankie Jesus. Amen. Kyk vanaand na die Heilige Gees in Dawid se lewe. Ons het nou al gekyk na Josef en Joshua en Deborah. Vanaand kyk ons na Dawid. En ja, mens kan nooit alles sê wat daar te sê is nie, want dan gaan jy 'n hele jaar hier so sit en jy gaan nog nie eens halfpad wees. Soms het nog alles in 'n netelbok gesit. Maar as ons oor die algemeen kyk na Dawid se lewe en hoe die Heilige Gees in sy lewe gewerk het, en dan so baie wat ons kan leer as kinders van die Here, en wat die Here vir ons wil sê, en as ons dit gaan toepas in ons lewens, gaan ons 'n verskil sien in ons lewens. Nou, ek weet nie of julle geweet het nie, maar Dawid se oupa grootjie was Boas. Sy ouma grootjie was Rut. Dit is nie waaroor vanaand se boodskap gaan nie, maar ek noem dit nou maar net vir interessantheid en vir feite, dat ons net weet. Dawid se ouma grootjie was 'n Moabiet. Interessant, nee? Dink bietjie mooi daaroor na. Sy was 'n Moabiet en tog uit Rut en Boas se geslag was Dawid gebore. Uit wie se geslag Jesus Christus gebore was. Dat is nogal 'n bietjie ding. Ons mense met ons vooropgestelde idees wat baie keer so rigied is met goed. Hier kom die Here en hy bring Rut in wat 'n Moabitiese vrou was en uit daar word Dawid gebore. En uit Dawid se lyn het is Jesus Christus gebore. Nogal interessant. Nou as ons kyk na Dawid, Dawid was nie baie groot en sterk gebou soos die van sy ouer broers nie. Toe Samuel daar kom om 'n koning te soek, het al 7 die broers voor hom verbygegaan. Maar die Here het elke keer vir hom gesê, moenie kyk na hulle voorkoms nie. Want hulle was groot en sterk gebou, en ek dink daar was 4 van hulle wat in koning Saul se weermag geveg het, so dit was sterk manne gewees. Die Here sê nee, kyk nie na die uiterlike nie. Die Here het vir Samuel gesê om nie na die uiterlike te kyk nie, maar na die hart. Die Here kyk tot in die hart van die mense. Hy deursoek die siel en weet wat in die diepste binneste van elke persoon aangaan. Wat is bietjie dink? Hoe is jou verhouding met die Here? Is jou hart opreg met die Here? Onthou, jy kan dinge van mense wegsteek, jy kan mense bluf, maar die Here sien tot in die diepste van jou siel, tot in jou hart, ken die Here alles. Hy ken jou deur en deur, hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Maar voordat jy 'n gedagte dink, dan weet die Here al klaar, wat gaan jy doen? So, laat dit 'n bietjie insink. Was niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. So hoe leef ons voor die Here? Ek het al so baie gesê, hoe baie keer kry jy dan voor die dominee of die pastoor dan net sê, prom en proper wees in die kerk en hulle prom en proper wees, maar hoe gaan jy by die huis aan? Daar waar God jou sien, waar hy jou ken. Hy sien jou diepste raak. Hoe tree jy dan op? Jy wil vir mense wegsteek, maar vir God wat jy nie kan wegsteek nie, maar ons vergeet so maklik. Hoe sê hulle in Engels, out of sight, out of mind? Is dit ons maak met God? Of is ons ernstig met hom? In elk geval om terug te kom, die Here kyk tot in die diepste van ons hart. Daarom het die Here Dawid uitgekies as die nuwe koning van Israel. In 1 Samuel 16 vers 13 lees ons. Jy kan saam bly of jy kan net luister. 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Nou wat interessant was, Israel het net sy 7 sterkste seuns gebring, toe Samuel vir hom vra, hy wil sy seuns sien. Toe moes hy vir hom vra, maar ek verstaan nie, dan moet nog 'n seun wees. Ja, nee, daar is nog 'n seun, maar hy pas skape op.
Hulle het hom nie eens regtig deel gesien van die familie nie. So, dit lyk my Dawid is so 'n bietjie in die agtergrond ingestoot. Hy was maar skaapwag. En daar het hulle hom gelos en maar vergeet van hom. En hier kom die Here en hy verstom sy pa en sy broers. Ek sou nogal gehou het daarvan om dit te gesien. Die outcast van die familie, hier kom hy en die profeet sê, dis die man wat God gekies het. En daarvoor hulle almal se oë word gesalf as die nuwe koning van Israel. Van die dag af wat Samuel Dawid gesalf het, was die Heilige Gees besig om in en deur Dawid te werk. Dawid was gelei deur die Heilige Gees. En deur die leiding van die Heilige Gees het Dawid opgetree. Ons kan ook die inspirasie van Dawid se werk sien en lees in die Psalms. En die Psalms is een van die mooiste boeke amper in die Bybel. En hoeveel mense, hulle sê, dit is een van die boeke wat die meeste gelees word in die Bybel. Dis Psalms. Want as jy gaan kyk na Psalms, daar's hartseer, daar's geluk, daar's trane, daar's vreugde, daar's verwarring, daar's as 'n partykeer asof Dawid half met die Here worstel en dan, maar elke keer dan sien jy hoe kom die Here na vore as die groot God, wie hy is, en wat Dawid die Here aanbid vir wie hy is. So Dawid het baie Psalms geskryf. Dit is wel bekend dat Dawid 'n groot liefde gehad het vir musiek. Daar is 73 van die Psalms wat Dawid se naam dra in die boek van Psalms. Terwyl Dawid agter die skape gekyk het, het hy menigmaal daar gesit en liedjies en gedigte geskryf. Ons is almal wel bekend met die Here as my herder. En vir my staan Psalm 139 is vir my natuurlik 'n baie mooi Psalm. Maar tog is al die Psalms ewe mooi. Ek dink nie daar's een wat nie mooier is as die ander nie. Daar's klomp ander Psalms wat deur ander mense geskryf is, maar Dawid het die grootste deel van die Psalms het Dawid geskryf. Daar is soveel inspirasie en bemoediging binne in die Psalms. Het jy dit al gesien as jy Psalms lees? Party van die Psalms aan begin en dan is dit so half morbedig, maar dan eindig hy weer op 'n positiewe noot. En dan besef jy maar net weer eens, kind van God, maak nie saak wat jy gaan nie. Die Here is altyd by jou. En hy sal jou deur daai storms dra. Ons gaan nie altyd op 'n kruin wees wat jy gelukkig gaan wees nie. Soms kom depressie. Soms kom mismoedigheid en hartseer. Dit is normaal om so te voel. Ons is mense. Dawid het menigmaal so gevoel. Hy was die gesalfde van die Here, hy het die Heilige Gees op hom gehad. Maar tog het Dawid ook tye gehad wat hy so was rabel gevoel het. En dat hierdie donker wolk oor hom gehang het. En as enige iemand ooit vir jou kom sê as jy so voel, jy's nou nie kind van God nie, of jy moet jou sondes bely, jaag hulle weg. Want hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hulle praat nonsens. Want ons gaan nie altyd gelukkig wees nie. Ons is mense, ons het emosies. Dit gaan party daar goed, party daar sleg. En dat tot Dawid wat 'n gesalfde van die Here was, soms mismoedig gevoel het. Wys maar net vir ons dat dit is deel van die lewe. Die lewe is nie altyd maklik nie en daar's baie storms en probleme in die lewe wat ons baie keer neerslagtig maak. Maar na dit alles kan ons hande ophef en die Here aanbid en sê, Here, hoe groot is U? Hoe wonderlik is U, ten spyte van die donker tye, is U altyd daar. En gaan kyk maar na al daai Psalms, dan kyk jy aan die einde, dan word gesê hoe groot God is, hoe goed God is, hoe wonderlik die Here is. En dan dis waar jy die moed kry, want dan weet jy, daar's hoop. En Jesus Christus is die hoop. Dawid was 'n man wat lief was vir die Here. Hy het die Here in opregtheid gedien en vertrou. Dawid was opreg lief vir die Here. En dis hoekom die Here so lief was vir Dawid. Hy het geweet sy krag lê by die Here en nie in homself nie. Dit is baie belangrik om dit te onthou. Vir u en vir my, ons moet dit onthou, ons krag kom nie uit onsself nie. As jy in jou eie krag gaan probeer optree of deur hierdie lewe gaan jy swaar tyd hê. Want jy kan nie in jou eie krag nie.
Ons krag kom van die Here. En onthou, dit is baie belangrik om te onthou dat ons moet weet oor wie dit gaan. Dawid was gesalf as koning, maar hy was nederig. Hy het by die Here geskei en het geweet sy krag kom van die Here alleen. Hy het nie in sy eie krag en in sy eie sterkte geroem nie. Hy het nie rondgeloop, ek is nou gesalf as koning nie. Nee. Hy het sy krag in die Here gesoek. En hy het by die Here geskei. Mag ons nooit hoogmoedig raak en dink ons kan op ons eie gaan nie. Want hoogmoed kom tot 'n val. Wie hoogmoedig is, sal tot 'n val kom. Dit is nie 'n kwessie van of nie, maar van wanneer. Bly nederig. Bly laag aan die voete van die Here. Buig voor die Here neer en erken aan die Here dat jy hom nodig het. Soos wat Dawid gedoen het. Toe Dawid op 'n dag kos vir sy broers gevat het, was hulle vasgevang in 'n oorlog met die Filistyne. En hulle was half op 'n hulle het half soos hulle sê 'n dooiepunt bereik, want hier voor hulle was hierdie magtige reus gewees en hy het die volk van God uitgedaag en uitgetart en maar hulle was bang vir hom. En nou hier, kind van God, luister mooi, nergens in God se woord sê dit, as jy 'n kind van God is, as jy 'n Christen is, dat jy nie mag kwaad word nie. Dit sê nergens in God se woord dat jy mag nie kwaad word as jy kind van God is nie. As iemand vir jou sê, ja, maar jy mag nie kwaad word nie, dis nonsens. Ons raak kwaad. Die Bybel sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Want hier voor hom het 'n man gestaan voor Dawid, toe hy daar kom en hy sien wat gebeur. Hiervoor sien hy 'n man staan wat die slagorders van God uitdaag. En Dawid het 'n woede in hom gekry. Hy het kwaad geraak vir hierdie man wat God uitdaag en wat God se volk uitdaag. Wat die orders van God uitdaag. En Dawid kan nie verstaan, maar hoekom het niemand nog opgetree teen hom? Was Goliat praat en hardloop almal en hulle wil wegkry. En Dawid kom, nou hierdie Dawid wat nie die grootste en die sterkste gebou was, hy is 'n skaapwagter, hy kom bring vir sy broers kos, maar Dawid sê hierdie kan nie so gelos word nie. En Dawid wil gaan veg, en die woord kom by die koning uit wat Dawid gesê het, en die koning laat roep vir Dawid. Koning sê vir my, Dawid, jy kan nie teen hom geveg nie, jy is nie eens 'n soldaat nie, jy het nie eens opleiding nie. Hy sê, maar die man, hy mag nie my God uitdaag nie. Hy daag die leerorders van God uit, en hy kan dit nie dalk nie. Hy moet gestop word. Die koning probeer vir Dawid sê, maar jy kan dit nie doen nie, dis 'n reus. Dawid sê, ek gaan met hom veg. Die koning sê van, okay, vat dan met my aan wapenrusting, en Dawid trek die wapenrusting aan, my kan skaars beweeg. Nou kan jy dink, daai goed is deur manne gedra wat groot en sterk gebou was, alles gewoonlik oorlog. Hier probeer hy dit nog vir arme ou Dawid aan. Dawid kan skaars die swaard oplig. Dawid sê nee, ek het nie hierdie goed nodig nie. My God gaan saam met my. En Dawid is daar weg Goliat te gemoed. En Dawid het Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. In 1 Samuel 17 vers 33 tot 39 lees ons. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun, en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom, en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Jo, hy was nie bang. Ek gaan jy die leeu in sy baard gryp. Ek sien al daai prentjie voor my neer kyk. Dawid was nie bang. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan, net soos met een van hulle. Ek like hoe hy hom sommer verkleineer daar so. Hy's 'n onbesnede Filistyn. Hy kom durf nie my God in nie. Hoe baie laat ons toe dat mense ons God bespot?
Ons hoor hoe mense ons God minag. Stop ons hulle. Ons het nou daarvan gepraat, ons hier binne gesit het, van mense wat die Here se naam uitlik gebruik. Wie is daar wat hy duld nie daarom met sy God gespot word nie? Wat doen ons as ons mense hoor van ons God praat, van Jesus Christus praat? Stop ons hulle, of is ons bang om hulle te stop? Dawid was nie bang nie, hy sê dis 'n onbesnede Filistyn. Met hom sal dit net so gaan as met een van hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het, uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Ek dink Saul het gesien, dit gaan nie help om met Dawid te stryd nie. Sy mind is opgemaak. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid het sy swart oor sy klere vasgegord. En toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand, en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippies uit, en steek dit in sy herderstas, wat hy gehad het, naamlik in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom by die Filistyn. Nou asseblief mense, ek het al baie boodskappe gewoon en hoor, dan vat mense nou daai 5 klippies en dan noem hulle dit nou geloof en dit en dat en dan gee hulle name. Dis nie in die konteks wat hier staan nie. Kom ons bly by die skrif. Kom ons bly in die konteks. Die konteks is, hy het 5 klippies opgetel en hy het nou aan Goliat toe gegaan. Die Bybel hoef nie 'n rede te gee hoekom hy 5 klippies opgetel het. En dit is ook nie soos wat sommige mense sê, hy was bang hy gaan mis nie. Dawid het geweet hy gaan nie mis nie. Hy het nie 5 klippies opgetel omdat hy gedink het hy gaan mis nie. Dalk het hy 5 klippies opgetel omdat daar nog vyande was. Dis miskien die rede. Want hy het geweet as Goliat val, die geveg is nie klaar nie, die geveg moet aangaan. En ek moet voorbereid wees. Maar Goliat gaan val, het hy geweet. Nou moet ek lag van vandag ook nou liedjie soek om vanaand te sing, nou stuur ek vir Debbie 'n boodskap, ek sê van, kom ons sing vanaand daai liedjie van, toe tel Dawid 5 klippies op, en hy gooi die reus in sy kop, wie stuur my vrou vir my boodskap, maar sy dag sê wil net vir my presies dieselfde sê. Dawid het geweet, hy gaan Goliat verslaan. Hoekom? Want die Heilige Gees was by hom. Hy is gesalf, hy het geweet, hy het die Here by hom. Hy hoef nie te vrees nie. Hierdie Filistyn gaan val. Want my God is groter as enigiets anders. Daar is 'n gesegde wat sê, moet nie vir God sê hoe groot jou probleem is nie, maar sê eerder vir jou probleem hoe groot God is. En Dawid het geweet hoe groot sy God is. Hierdie Filistyn het soos 'n muurtjie gelyk teen sy God. Hoe baie staan ons voor probleme en ons bekommer en ons kry hartkwale en hoofpyne en siektes en maagsmeer van bekommernis. Plaas ons gee dit vir die Here. Ons staan voor probleme en ons worry en ons is bekommerd en kom ons gee dit vir die Here. Is God nie groter as enigiets anders nie? Is God nie in staat om enigiets te doen nie? Waarvoor vrees ons kind van God? Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf, ons behoort aan hom. Niks sal ons uit sy hande uitruk nie. Ons het die Heilige Gees ontvang. Waarvoor vrees ons? Daar is niks op hierdie aarde wat jy hoef voor te vrees nie. Hoe sê die woord van God? Moenie 'n mens vrees wat miskien jou lewe kan neem nie. Vrees eerder God wat jou siel in die hel kan werk. Amen. Maar hoeveel mense vrees nie God nie? Want ek geen respek vir God nie. En ek is jammer om te sê, maar vandag se dag, mense speel speletjies met God. Want die Here moet altyd tweede kom. Kom ons word ernstig met die Here. En die daaropvolgende verse konfronteer Dawid vir Goliat, sonder 'n banghaar op sy kop. 'n hele weermag het gebewe in hulle broeke. Die weermag het gebewe en Dawid was nie bang nie. Die weermag het weggehardloop vir Goliat, maar Dawid vol van die Heilige Gees
Het geweet waar sy oorwinning en krag vandaan kom. Hy het op God vertrou. Daarom was hy nie bang nie. En daarom het hy geweet hy hoef nie te vrees nie. Want my God is met my. Kyk na die volgende vers. Of verse. 1 Samuel 17 vers 45 tot 46. Maar Dawid sê vir die Filistyne, en hierdie is vir my so mooi, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die heerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. So Dawid sê van in sy gesig, jy kom na my toe met 'n spies en 'n swaard, ek kom na jou toe met die lewendige God. Raai wie gaan wen? Vandag sal die Here jou in my hande oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dawid het hier 'n bang haar op sy kop gehad. Sou jy dit vir 'n reus gaan sê? Wie staan hierdie groot reus? En jy het net so klein te doen. Kan jy daarvan maar jy sien as jou God saam met jou is, kan jy enige probleem in die oog kyk en vir die probleem sê, my God is groter as jy. Ek is nie bang te wees wat my God weg vir my. My God sal vir my die oorwinning gee. Maak nie saak wat se situasie jy ingaan, die kind van God, die Here sal vir jou die oorwinning gee. Dawid het met een klip en 'n slingervel Goliat verslaan, en toe het hy sy kop afgekap met die swaard. Het is interessant dat vroeger kon hy amper nie die swaard opkan en nie, hy het Goliat se swaard op en hy kap sy kop af met sy eie swaard. Dit is my baie interessant, toe ek dink, hy het in die krag van die Heilige Gees opgetree. En die Heilige Gees het vir hom die krag gegee om die nodige te doen wat hy moes doen. Want by die koning kon hy skaars die koning se swaard optel. Interessant. Die Here het hom die oorwinning gegee. Soms kom ons te staan voor situasies wat heeltemal onmoontlik lyk. Het jy dalk al voor 'n situasie gekom wat onmoontlik lyk? Mense, weet jy nie hoe jy gaan doen? Jy weet soos jy weet, daar is net nie 'n manier nie. Daar is nie 'n manier nie. Dit is onmoontlik. Maar by God is enige ding moontlik. Enige probleem by God is net so klein. Hierso, kyk maar na die geval. 'n Skaapwagter met geen militêre agtergrond. En dan was hy nie eens die sterkste of grootste nie. Maar hy gaan om 'n reus aan te pak. Menslik sou jy gesê het, maar dis dwaasheid. Jy gaan net 'n nat kolletjie van jou oorbly. Dis wat ons as mense sou sê, hierdie reus gaan jou vertrap. Daar's nie logika in dit nie. Maar tog het Dawid gegaan en het in die naam van die Here gegaan en het oorwinning behaal. Onthou net een ding, by die Here tel logika nie. Kyk maar reg deur die Bybel. Die volk wat op droë grond deur die see trek. Dawid en Goliat, 'n byl wat op die water dryf. Lazarus wat in die dood opstaan. Blindes wat sien, dowes wat hoor, verlamdes wat loop. Die Bybel is so vol van wonderwerke, want ons dien 'n God van wonders. Ons God is 'n God van wonders. Ons God is die God van die onmoontlike. Ons God is dit wat die onmoontlike moontlik maak. Ons God is die wat ons pad vooruit gaan en wat die geveg vir ons veg. Ons moet net leer om op hom te vertrou en ophou te twyfel. Hoe baie keer sien ons wat die Here doen en tog twyfel ons nog. So ja, maar by God werk dit nie altyd so soos wat die mense dink dit moet werk nie. God hou van die onmoontlike. Ek dink Jesus het aspres getalm om na Lazarus toe te gaan. Hy het gewag totdat Lazarus goed dood was, om so te sê. Ek weet jy kan nie meer dood wees as wat jy dood is nie. Maar die Here het geweet, as Lazarus siek was, het die mense geweet as nog hoop. Dan kon hulle nog plan A, plan B, plan C uitdink. Het jy al met probleme gesit of met dinge gesit en dan werk jy uit plan A, plan B, plan C en dan werk jy uit jou sommetjies en gaan dit uitwerk of gaan dit nie uitwerk nie? En ons doen ons berekeninge en ons sit met plan A, B en C.
Maar toe Lazarus dood was, was hy dood. Hy het al geryk. Mense planne was daarmee heen. Plan A, B, C, D, wat ook al was daarmee heen. Hulle kon nie meer planne maak nie. En toe tree God in. Wonderlik. Is dit in ons lewe partykeer so nie, ons maak ons berekening in ons sommetjies, en dan kom die Here en sê, maar wag, jy dink die situasie is onmoontlik, wag, ek is nog nie klaar met hierdie situasie nie. Vir jou ryk het miskien al, maar laat ek intree. Dawid was die gunsgenoot van God. Kyk dan Psalm 89 vers 20 tot 21. Dawid het geweet om God te raadpleeg met sy besluite en dan te doen wat God sê. Baie belangrik, doen ons wat God sê ons moet. Dawid het geweet om God te raadpleeg. Raadpleeg ons nog God met ons planne, met ons drome, met ons wense, met ons probleme, raadpleeg ons God. Of raadpleeg ons eers almal en probeer in ons eie kop dinge uitwerk, voordat ons na God toe gaan. 1 Samuel 23 vers 2. Toe raadpleeg Dawid die Here en vra, sal ek gaan en daardie Filistyn verslaan? En die Here sê vir Dawid, gaan en verslaan die Filistyn en verlos Kibea. Dis nou 'n ander gedeelte hierdie, dis nou nie Goliat. 2 Samuel 5 vers 23. Toe raadpleeg Dawid die Here en hy sê, jy moet nie optrek nie, trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsambosse. Sien, hier was weer eens Dawid wou hulle die vyand aangeval het en die Here sê hom, nee, moet hulle nie aanval nie. Gaan agterom en val hulle op daai manier aan. En Dawid het gedoen wat die Here gesê het en hulle die geveg gewen. Wat 'n wonderlike ding is dit om die Here aan jou kant te hê. En as jy die Here gaan raadpleeg en na sy stem gaan luister, gaan ons die foute maak. Raadpleeg ons nog God. Vra ons God om ons voetstappe te lei en volg ons dan waar hy ons lei. Dis die belangrike. Nou sê God vir jou waar om te gaan nie waar hy sê jy moet gaan, of gaan jy nog steeds waar jy wil gaan? Of stryd ons daarteen? Dawid die gesalfde van God se gunsgenoot. Maar tog was Dawid nie perfek nie. Dawid het groot wonderwerke gedoen, groot dade gedoen. Maar Dawid het klein voete gehad. Hy was gesalf met die Heilige Gees, ja. Maar Dawid het ook geval. Kyk na die sondes wat hy gepleeg het met Batseba. Daar het hy 'n man laat vermoor en sy vrou gevat as sy vrou, omdat hy daar gaan slaap het. Want hy het al vergeet. Maar toe die profeet hom konfronteer, hy het nie verskonings gemaak. Hy het nie probeer verduidelik nie. Hy het op sy knieë neergeval en die Here vergifnis gevra en gesê, Here, teen U alleen het ek gesondig, vergewe my. Moet net die Gees van my onttrek nie. Ook het Dawid sonde gepleeg toe die volk getel het. Hoekom was dit 'n sonde vir Dawid om die volk te tel? Weet van God, ons moet baie mooi luister hierso. Want Dawid wou die volk tel om te sien hoe sterk is hulle. Waarin sit hy nou sy hoop? Ons het soveel 1000 manne, ons het soveel 1000 strydwaans. Nou sit jy jou vertroue in mense in plaas van God. Dit maak jy of saak of soos met Gideon, hulle was 300 man en hulle het hoeveel 1000 van die vyand verslaan. Gaan nie oor getalle nie. As die Here jou stuur, kan jy 10 mense wees teen 10.000, jy sal wen. Want God gee die oorwinning. Nie getalle nie. Ons het nie nodig om te tel nie. God sal sy werk doen. Ons moet net God vertrou. Want menslik gaan die berekeninge nooit uitwerk. Of nie altyd lekker uitwerk nie. Maar by God maak dit nie saak of dit uitwerk of nie uitwerk nie. As God dit wil doen, dan sal hy dit doen. Yes. Maak jy saak hoe onmoontlik dit lyk. Want volgens jou berekening en dan werk jy alles mooi uit. Dis nie moontlik nie. Maar is die Here klaar met die saak? Nee. Het die Here gesê dis die einde. Daar kan die Here nog 'n groot wonderwerk doen en weerkom op 'n manier wat jy nie kon dink of droom. Maar Dawid het die volk gaan tel en sy vertroue in die weermag gesit in plaas van God.
En hy sondig teen die Here, en die Here het hom hard gestraf. Want ek kan nie nou die hele stuk lees nie, maar daar was 'n gedeelte wat hy sê van die engel wat bo oor Jerusalem met sy swaard uitgesteek na Jerusalem. En toe Dawid die engel sien, het hy bevrees geraak, dat hy weggehardloop het van die Here. Wat het die Here gesê, Here asseblief, dat hy vergifnis moes gaan vra. Kom ons speel nie met God speletjies nie. Ja, ons maak foute, Dawid het foute gemaak. Maar een ding wat ons by Dawid kan leer, hy het geweet om vergifnis te vra van die Here. Hy het erken as hy verkeerd was, en hy het nie verskonings gesoek nie. Psalm 51 is vir my 'n baie mooi psalm. 'n Psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom gekom het nadat hy Batseba ingegaan het. Wees vir my genadig, o God, na u goeie tyd, en delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd weer voor my. Teen u alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid, en in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gemeente juig wat u verbrysel het. Hier kom pleit Dawid voor die Here, en hy erken sy sonde voor die Here. Here, ek het gesondig. Ek is swak. En Here, as u my moet straf, ek gaan nie teenstry nie, want ek is skuldig voor u. En Dawid was swaar gestraf, want die kind het gesterf. En die Here het vir Dawid gesê, die swaard sal nooit oor sy huis verwyk nie. Tot sy eie seun het hom probeer doodmaak, Absalom. Maar deur dit alles het die Here hom gedra. Kan ons net 'n les leer hieruit? Sonde het baie kere gevolge in ons lewens. Ja, Jesus Christus vergewe jou. Hy vergewe alle sondes. Maar as jy gaan moord pleeg, gaan jy in die tronk opeindig. Nou sit jy in die tronk, lewenslang in die tronk. En die Here jou vergewe, ja. Jesus Christus het jou skoon gewas, het vergifnis gevra, maar nou draai jy die gevolge. Hoeveel keer het sonde baie nadelige gevolge? Selfs as ons kyk na skinde. Hoeveel mense het al skinder van ander, en dan het hulle al lewens verwoes? Weet jy hoeveel mense het al hulle eie lewens geneem as gevolg van skinderstories? Wat hulle nie meer kan uithou nie. Die wonderlike ding is, kind van God, maak nie saak hoe groot die oortreding is. As jy ware berou het en sonde bely, is God getrou en regverdig en sal jou alle oortredinge vergewe. Maar dan moet jy ophou sondig. Dawid het nie met die Here vergifnis gevra na wat hy gedoen het met Batseba, en dit weer gedoen en dit weer gedoen en dit weer gedoen nie. Hy het geleer uit sy foute en hy het dit nie weer gedoen nie. Jesaja 1:18 lees ons, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was die sonde soos karwak, en dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En net soos God beloof het, sal hy jou sonde vergewe as jy bereid is om te bely. En Jesus Christus, die koning van die konings, gebore uit die bloedlyn van Dawid, waar sy koninkryk vir ewig sal regeer. Jesus Christus is gebore uit Dawid se bloedlyn uit. Dawid wat nie perfek was nie. Dawid wat klei voete gehad het. Maar die Here het vir hom gesê, my troon sal nooit wyk van jou huis af nie. Uit jou bloedlyn uit sal jou koninkryk voortgaan, en ek sal gebore word uit jou bloedlyn uit. En dit is presies wat gebeur het. Dawid met sy tekortkominge was die gesalfde van God. Hy het gelewe vir die Here. Hy het 'n groot liefde gehad vir die Here. Net so met ons partykeer maak ons foute, as kind van God maak ons foute. Die Here sal jou vergewe, bely
bely jou sonde, staan op, gaan aan. Bly by die Here. Moenie dat daai sonde jou terughou nie. Maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie, dit is verby. Kyk vorentoe. Die Here sê alles het nuut geword. Ons het nou weer aan die ander kant weer, ons as mense die gewoonte, jy hou vas aan daai sonde wat jy gedoen het. En jy kruisig jouself daagliks daaroor. O my Here, ek kan nie dit vir u doen nie, want kyk wat het ek gedoen. Ek voel te skuldig, Here. Vergeet wat jy gedoen het. As die Here jou vergewe het, het hy jou vergewe. Dit is verby. Mens hoef nie eens weer daaroor te praat nie. Dis iets van die verlede. Sorg net dat jy nie weer sondig nie. Gaan dan heen en sondig nie weer nie. Die Here is getrou en regverdig. Nee, en ek is maar dieselfde soos Dawid. Ons het foute. Al het ons ook die Here lief, val ons ook soms. Ons is mense. Want dit is wat die genade van die Here so groot en so wonderlik maak. Laat dit vir u en vir my ook 'n waarskuwing wees as ons kyk na Dawid. Alhoewel die Here ons sonde sal vergewe, het sonde, soos ek nou nog gesê, baie keer 'n ripple effek in ons lewens en in ons toekoms. Dis wat ek nou nog ook genoem het. Daai ripple effek van sonde, die Here het jou vergewe, die toekoms is nie. Maar sonde het baie keer 'n manier om generasies later nog daar te wees. En dis die hartseer ding van name as jy kyk soos moord en daai tipe goed. Kom ons bid en vra die Here dat hy ons sal bewaar van die sonde. Vlug van die sonde. Moenie met sonde speletjies speel nie. Moenie dink iets is klein, ag is maar net 'n klein sondetjie nie. Daar's niks van soos klein of groot sonde. Sonde is sonde. En as ons nie gaan waak en bid nie, gaan sonde ons vernietig. Kom ons los die sonde. Dawid, God se gunsgenoot. Dawid het 'n reus verslaan. Dawid met voete van klei. Tog het die Here nooit Dawid verlaat nie. Dawid het 40 jaar as koning geregeer, waarna sy seun Salomo koning geword het en die tempel van die Here gebou het. Die belofte van die Here het waar geword. Jou kind sal koning wees op jou troon en hy sal vir my 'n huis bou. En dit is presies wat gebeur het. Dawid wil bitter graag vir die Here die tempel bou, maar die Here het hom gesê, jy kan nie, want jy het bloed op jou hande. Nou sê baie mense, ja, Dawid het baie oorlog gevoer, dis hoekom hy bloed op sy hande. Nee, dis nie die bloed wat die Here van praat nie. Die bloed wat die Here van gepraat het, die bloed op jou hande, was 'n onskuldige man wat doodgemaak is, sodat Dawid sy vrou kon vat. En dis wat nou weer terugkom met die ripple effek wat sonde het. Die Here het met Dawid gewandel. Dawid was die Here se gunsgenoot. Die Here was lief vir Dawid. Hy het hom vergewe, maar as gevolg van daai sonde kon Dawid vir die Here 'n tempel bou. Maar die Here het hom nie totaal en al weggegooi nie. Dit het nou oorgegaan na sy kind toe. En sy kind kon vir die Here die tempel bou. Selfs met Moses, as ons kyk na Moses, omdat hy ongehoorsaam was aan die Here en die rots geslaan het toe hy moes getik het, kon hy die beloofde land nie ingaan nie. Die Here was lief vir Moses. Moses is een van die groot Bybelfigure. Op die berg van verheerliking was dit Moses en ek dink is Elisa wat saam met die Here verskyn het op die berg van verheerliking. So Moses het 'n fout gemaak, die Here het hom nie weggegooi nie, maar dit het gevolge gehad. Kom ons leer uit die verhale en ons sorg dat ons wegbly uit die sonde uit, want dan gaan ons nie in daai situasies beland nie. Dawid het groot oorwinnings gehad, maar ook groot nederlaag gehad. Tog het Dawid nooit opgehou om die Here te dien en hom te vrees nie. Dawid se lewe vol van groot oorwinnings, maar ook vol van groot teleurstellings. Dis seker hoekom die psalms, as jy psalms lees, wat jy daai emosies half kan optel in die psalms. Hoe hy met die Here geworstel het, hoe hy met die Here gewandel het. Maar kind van God, dis wat so wonderlik is. Ons God is altyd daar vir ons. Ten spyte van of het goed of sleg gaan, ten spyte van ons tekortkominge,
ten spyte van ons oorwinnings, die Here bly dieselfde gister, vandag en môre. En die Here sal altyd daar wees vir jou. Hou vas aan die Here soos Dawid vasgehou het aan die Here. En as die lewe moeilik raak, hou vas aan die Here. Want hy stap saam met jou, hy sal vir jou die krag gee. Sê voor daai reëse in jou lewe staan, onthou, jou God is groter as die probleem. En gee die probleem vir die Here. Kom ons lê die oor tot saam. Ja, Here Jesus, dankie vir u genade in ons lewens. Dankie dat ons vanaand aan Dawid se lewe ook so vlugtiglik kon kyk en kon sien hoe die Heilige Gees ook in sy lewe betrokke was. En hoe u vir hom krag gegee het en hom geïnspireer het en gelei het en gedra het en selfs deur die moeilike tye was u daar vir hom. Selfs in tye wat hy geval het u hom vergewe. Want hy was bereid om te erken toe hy verkeerd is. Help ons, Here Jesus, dat ons wat kan leer by Dawid. As ons gefouteer het, dat ons vergifnis sal vra. Dat ons sal erken en sal regmaak. As ons voor 'n probleem staan, dat ons sal weet ons krag kom van u af. En dat u veg vir ons. Help ons dat ons soos Dawid op u sal vertrou en u sal ken in alles wat ons doen. En dat ons volkome u sal volg waar u lei. Dankie vir u liefde en genade, Here. Ek vra dat u elkeen vanaand sal seën en sal bewaar en dat u met ons sal wees. Dankie, Jesus. Amen en amen. Nou gaan ons saam.
ons seën en boete bewaar vir elkeen vanaand hierso sal guns en voorspoed sal gee. Heilige Gees, wees jy met ons, bekragtig ons, dra ons en sterk ons, en wees jy met ons totdat ons weer by mekaar kom of totdat jy ons kom haal. En U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Nou gaan in die vrede van die Here. Gaan het dan nog eens? Ach, ja, Ja.